Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat bykans 2000 jaar teruggekom het vir elke mens. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So, mense, baie belangrik is dat ons met mekaar gesels oor hierdie werklikhede, en dit is so belangrik dat 'n mens gaan kyk, dat Jesus Christus het gekom om 'n werklikheid te doen. As 'n mens net deur die skrif gaan kyk, dan sien jy dat van die begin af, Genesis 3 vers 15 het God gesê, vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. In ander woorde, God sit met hierdie groot werklikheid. God is alomteenwoordig. Hy sê hierdie groot God wat die ontoeganklike lig bewoon. Met ander woorde, God is groot. Hy is ongelooflik groot. En hy kom en hy sê dat die vrou se saad, dan praat Galasiërs 3 later daarvan, dan praat hy van, dit is nie saade asof hy op meer as een wys nie, en dit is Jesus Christus. So dit is, dan God het gesê, die saad gaan kom om hierdie werklikheid, of die onwerklikheid wat plaasgevind het met die sondeval, om dit te kom hanteer. En dan sien 'n mens, Jesus het dit kom hanteer, en hy het gesê, dit is volbring. Nou dit is met ander woorde, dit is herstel, daar waar die fout plaasgevind het, dit is wat Jesus Christus kom herstel het, om weer ons verhouding reg te stel, met ander woorde, God se idee met die mens. As hy byvoorbeeld in Efesiërs 3 vers 11 sê, hy sê God het sy ewige voorneme opgeneem in Jesus Christus, dan sien 'n mens dat God het, as ons na Genesis gaan kyk, dan sien jy dat God het die mens geskape, en hy het hom aangestel, en hy het saam met die mens gewandel, en die mens het verlore gegaan, en God het gesê, ek gaan dit kom herstel, en nou kom God en herstel dit. So dis baie belangrik dat ons na Jesus Christus gaan kyk, want Jesus Christus het gekom in die kruisiging. Die kruis was die waterskeiding tussen die oue en die nuwe. Nie die geboorte van Jesus Christus nie, nie die aankondiging van Jesus Christus nie, maar die oomblik toe Jesus Christus sterf. Want die skrif sê ook vir ons, dis baie duidelik dat 'n testament word geldig by 'n sterfgeval. So die hele werklikheid wat deur Jesus Christus beloof is, met ander woorde in wording gespreek is, deur die profete, deur die Ou Testament. Daardie werklikheid het 'n werklikheid geword toe Jesus Christus gebore word, en 3 jaar loop Jesus saam met die disippels, en hy verduidelik vir hulle, hy sê, weet jy wat, hierdie tempel, julle gaan hom afbreek, en ek gaan hom in 3 dae weer opbou. Dan praat hy van dit wat aan die kruis gaan gebeur, en die mense probeer hierdie goed verstaan, en hulle probeer in hierdie werklikheid kom, en dan sien jy selfs Petrus, die beste van een van die disippels van Jesus Christus, kom en hy sê, Here, ek sal u nie verraai nie, en hy verraai Jesus. Met ander woorde, hy kon nie anderste nie, want hy het nog nie daai volle werklikheid gehad het, hy het nog nie die herstel gehad nie. So as 'n mens baie keer gaan kyk na die tradisionele boodskap, dit wat van die Ou Testament af oorgewaai het, dat 'n mens gaan kyk na daai werklikhede wat daar gespreek word, wat ek meen, as jy na 2 Korintiërs 3 gaan kyk, dan praat hy van dit wat 'n heerlikheid was, maar daar het nou 'n groter heerlikheid gekom. So, jy kan nie die oue wegvat nie, maar daar het 'n groter werklikheid gekom, waarin ons moet sit, en dan praat hy in 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê dat ons nou van gedaante verander, van heerlikheid na heerlikheid. So dit wat Christus gekom het om te doen, het daar die Ou Testamentiese heerlikheid gevat, en vir ons 'n groter heerlikheid gegee. So dis baie belangrik, soos ek sê, in die tradisie lyk al hierdie pogings van jou, dit wat jy probeer doen, lyk so reël, en mense praat van dit wat jy doen. Weet jy, ons moet baie keer mooi gaan onderskei. As jy werklik gaan sit en kyk, dan sien jy, kom ons sê, jy sit nou en jy kyk na die geestelike en jy kyk na die natuurlike. As ons nou aan tafel sit en daar kom een van die mense aan tafel, en hy sit en hy vat sy vinger en hy druk hom in die konfytpot en hy lek hom af, en hy vat 'n tweede skep en hy lek hom af, dan gaan die mense se oë rek. Die mense gaan nie daarvan hou nie. Jy gaan nie gewild wees nie, jy gaan aangespreek word. Maar wat het dit aan God gedoen? Het dit God enigstens iets beïnvloed?
daardie konfyt wat jy geëet het. So met ander woorde, ons moet so oppas dat ons nie begin al hierdie dinge wat ons doen meet aan dit wat God en sê dit is nou verkeerd. En met ander woorde, wat is dit? Dit gaan oor die geestelike en die natuurlike mens. 1 Korintiërs 2 sê vers 13 en 14, hy sê die natuurlike mens kan nie die dinge van die gees verstaan nie, want alles word geestelik beoordeel. So die hele Ou Testament was die natuurlike. God het die mens geskape in beeldnis en gelykenis, hy het die mens geskape soos hy is, en die mens het geval. Met ander woorde, die mens het geestelik gesterf, en hy het vlees geword. So God se naam in die Ou Testament is die Ek is. So die mens was geskape in 'n is-wese. Jy is, en die duiwel kom by Adam en Eva en sê, dit is nie so nie, as julle na my luister, as julle iets doen, kan julle word soos God. En dis die leuen wat tot vandag toe gebruik word. As jy iets doen, as jy 'n bydrae lewer, dan kan jy word soos God. En hulle doen dit en hulle val. En dit is die groot onwerklikheid, want die mens was 'n is-wese en die vyand neem daardie onwerklikheid weg deurdat die mens gedoen het wat God gesê het hulle moes nie doen nie, en hy word vlees. So die Ou Testamentiese mens was 'n vleesmens, was 'n doenmens. Hy moes iets gedoen het om by 'n werklikheid uit te kom. Bou torings en probeer hierdie afstand tussen die mens en God uitwis deur allerhande offerandes en al die tipe van goed. En toe kom Christus en hy sterf en hy stort sy gees weer op die mens uit. En 1 Korintiërs 2 vers 12 sê nou, net die versie voor die 2 wat ek net nou aangehaal het, hy sê, daarom het God vir ons nie die gees van die wêreld gegee nie, maar God het vir ons sy gees kom gee. Hoekom? Sodat ons kan weet wat hy ons uit genade geskenk het. Ons het weer daardie geskenk gekry, en dit is die genade van geloof. Galasiërs 3, hy sê die mens was onder die tugmeester, die wet. Hy sê, totdat die geloof gekom het. Hy sê, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Mense, baie belangrik, as hy sê, jy is nie meer onder die tugmeester nie, dan is jy nie meer onder die tugmeester nie. Want Jesus Christus is die geloof, hy is die een wat nou gekom het. Baie mooi word dit beskryf in Romeine 5. Hy sê, nou dat ons geregverdig is, nadat die 4de hoofstuk verduidelik het, dat Christus het gekom om vir ons te sterf ten opsigte van die oortredinge van die Eerste Testament, en hy het opgestaan vir ons regverdigmaking. En sê, nou dat julle geregverdig is, hy sê, het julle deur die geloof toegang tot die genade waarin julle staan. Met ander woorde, ons praat so genade, maar die enigste manier om by genade uit te kom is deur Jesus Christus. En as jou bediening nog in 'n tradisie sit wat oorgespoel het van die Ou Testament, is dit nie 'n werklikheid nie. Dit is nie 'n werklikheid nie. So baie belangrik. Jesus praat daarvan self as hy van Johannes die Doper praat. Hy sê Johannes die Doper was die grootste wat uit vroue gebore is. Een werk gehad om te doen. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Hy moes die aankondiging gedoen het. Jesus Christus was die lam van God, die laaste lam, die offerande, die laaste offerande vir sonde. Daar sal nie weer een wees na Jesus Christus nie. Dit was sy werk. En dan sê Jesus self, hy sê dat Johannes die Doper was die grootste van hulle wat uit vroue gebore is. Maar die kleinste in die koninkryk is groter as hy. Met ander woorde, hy was die grootste van hierdie natuurlike, van hierdie vleesmens, die Adamiese mens, waar die sonde nog in die bloed was. Hy sê, maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. So, hoe kom jy by daai groter werklikheid uit? Absoluut net deur die aanvaarding van Jesus Christus as jou lewe. Hy skryf dit vir ons baie mooi. Byvoorbeeld Kolossense 3 vers 4 sê dat wanneer Christus wat ons lewe is, hy is nou ons lewe. Nou kyk wat sê, as ons nie gaan kyk na hierdie werklikhede nie, hoor wat sê 1 Korintiërs 3,
vers 1. Hy sê, en ek, broeders, kom met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus, soos klein kinders in Christus. En dan sien jy, dis waar ons is, en dis waar die vyand ons wil hou. Want hy kan nie die kruis ongedaan maak nie, maar hy gaan jou hou in so klein werklikheid as wat jy kan dink. Hy sê, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was tog nie daarin toe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Hy sê, omdat julle nog vleeslik is. Met ander woorde, hy sê, jy is nog vleeslik. Hy sê, jy wandel nog na die mens, jy wandel nog na Adam, en dit is die probleem wat daar is. Dit is hoekom die mens vlees is. En Jesus kom byvoorbeeld in Johannes 6 vers 63 en sê hy, die vlees tel vir niks. Hy sê, maar die woorde wat ek tot julle skryf, en dis hierdie woord waarna ons kyk, is gees en is lewe. So baie, baie belangrik. Kom ons gaan kyk gou na Matteus 6, die bergpredikasie. Ek sien hoe baie keer dan kyk mense daarna en onthou, jy kan geen deel van die skrif weggooi nie of uitlaat nie, maar jy moet gaan kyk, wat is die doel daarvan? In die Ou Testament was die wet, en die wet het gekom om vir jou te wys, jy kan nie by 'n werklikheid uitkom. Handelinge 15 dan sê Petrus, hoe wil julle die wet op die heidene sit, wat ons en ons voorvaders nie kon hou nie? Hulle kon dit nie hou nie, die wet was onmoontlik om te hou, maar nou dink die mense dat daar 'n werklikheid uit die wet is, hulle gaan soek 'n lewe daarin. Jesus sê self hulle in Johannes 5, hy sê, julle kyk na die skrifte en dink daar's lewe in, maar die skrifte is dit wat van my getuig. So Jesus kom hier, nadat die wet in die Ou Testament was, kom hy in die bergpredikasie en hy maak die wet tot die mag 2. Hy wys vir die mense, hy sê dit is nou onmoontlik. Kyk gou na hierdie een gedeeltetjie. Vers 14, net oor vergifnis, dan kyk jy, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal die Hemelvader julle ook vergewe. Maar as julle mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dan dink 'n mens, joh, as so baie mense wat ek nie vergewe nie. Met ander woorde, God gaan my ook nie vergewe nie. Mense, dan sien jy, dan begin jy in 'n doodloopstraat ingaan en jy begin spartel en spook soos 'n spinnekop en 'n spinnerak en jy verstrengel jou net meer. As jy nou net hier byvoorbeeld in die bergpredikasie Matteus 5 gaan kyk, dan sê hy hier Matteus 5 vers 28, maar ek sê dat elkeen 'n vrou kyk om haar te begeer, het hy reeds in sy hart egbreek gepleeg. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk hom uit, gooi dit weg, want dit is veel beter dat een van jou lede vergaan as wat jou hele liggaam in die hel gewerp word. As jou regterhand jou laat struikel, kap dit af. En so gaan dit aan in die hele werklikheid van die bergpredikasie. Wys Jesus vir die mense, jy sal jou een oog uitruk, jy sal jou ander oog uitruk, jy sal jou een hand afkap, ander hand afkap, gaan probeer dit. En dan sê hy naderhand nog 'n vrou begeer, al het hy nie oë en al het hy nie hande nie. So wat wys Jesus hier vir die mense? Hy wys vir hulle in die bergpredikasie, hy sê, dat julle het my nodig. Dit is onmoontlik, met ander woorde, hy maak die wet eintlik tot die mag 2. Dis nie net nou as jy egbreek gepleeg het nie. Nou is dit net as jy gekyk het, het jy klaar egbreek gepleeg. Mense, werklikheid, Jesus kom aarde toe en hy wys vir die mens, julle het my nodig. Hy sê in Jakobus 2 vers 10 en praat hy ook daarvan, hy sê, as jy in een opsig van die wet gestruikel het, het jy in almal gestruikel. Die een wat sê, maar ek het nie begeer nie, maar ek het gesteel, of wat ook al. Nee, dan sien jy dat as jy in een opsig van die wet gestruikel het, jy in almal gestruikel. So, dit is die werklikheid van die wet. En nou probeer mense hierin kyk, maar as ek nie mense vergewe nie, sal God my ook nie vergewe nie. Maar God het gekom om sy vergifnis vir julle te gee. Hy praat daarvan in Efesiërs 1 vers 7, in Christus, in wie julle die vergifnis het. Julle het die vergifnis. So wanneer jy Christus aanvaar, dan het jy die vergifnis. So ons moet na hierdie werklikhede gaan kyk in die lig wat Jesus daarvan praat. Kom ons kyk gaan na Lukas 17 vers 3. Hy sê pas op vir julleself en as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Hy sê en as hy
7 maal op 'n dag teen jou sondig en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê ek het berou, moet jy hom vergewe. Hoe besluit jy nou? Jy sien daai ding is baie maklik om te sê dat as jou broer teen jou sondig, vergewe hom. So nou kom jy en jy sit en jy jou broer sondig teen jou en jy gaan praat met hom. Nou sê jy moet hom bestraf. Dis nie wat ons doen nie. Nou moet jy hom gaan bestraf en as jy hom bestraf het en hy sê sorry, dan moet jy hom vergewe. Jy sien daardie werklikheid. Nou kom die disippels hier in Matteus 18 en sê hulle, Here, maar hoeveel keer moet ek vergewe? Dan sê hy 7 keer en sê nee, maar 70 maal 7 keer. En ek hoor op 'n stadium praat die mense daaroor. Hulle werk dit uit, hulle sê dit is 490 keer. Maar mense, daar's so baie mense wat amper hulle 490 keer in een dag opgebruik. So hoe werk daardie? Jy kan dit nie in die natuurlike sien nie. As jy gaan kyk na die werklikheid van vergifnis, moet jy kyk dit wat Jesus Christus vir jou kom doen het. En dit is wat jy gaan kyk as jy sien dat Jesus Christus het gekom om jou ou lewe weg te vat. En dit sê hy vir ons in Romeine 6. Hy praat dan nou hierso, hy sê vers 4, hy sê ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Jy sien, want Jesus Christus het iets nuuts kom doen. Hy sê, wat as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, dan sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Want die 23ste vers van Romeine 6 sê, die loon van die sonde is die dood. En dit is wat in Genesis gebeur het. As jy van hierdie boom eet, gaan jy sekerlik sterf en maak nie saak wat nie, elke mens moet sterf. En daarom het God nou hier sê vir ons in Christus gesit en Christus het vir elke mens gesterf. Galasiërs 2 vers 20 sê ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Nou gaan jy verder, hy sê aangesien ons weet dat die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jy sien, dit is die werklikheid wat gebeur het. Hy sê, hy wat gesterf het, is nou geregverdig van sonde. Jy sien, want Jesus Christus het vir ons die vergifnis geword. Hy sê, byvoorbeeld in Hebreërs 2, hy sê, dat elke oortreding het regverdige vergelding ontvang. Elke oortreding van ons. Met ander woorde, Jesus Christus het vir elke sonde van ons gesterf. En hy is die vergifnis. Wat aan die kruis plaasgevind het. En dan kom hy byvoorbeeld in Kolossense, ons gaan kyk na Kolossense 2, vers 13. Hy sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Al die misdade vergewe het. En die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyhandig was. Jy sien, dis hoe Christus ons vergewe het. Uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Ons skuldbrief. Daai boek wat opgeskryf is. My maat altyd sê, boetie, jy kan vir my jok, maar ja, al hierdie goed word opgeskryf in een dag. Nou daai skuldbrief is uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Jy sien die werklikheid wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Dis nie hoe hard jy probeer nie. Dit is die ou mens. Hy sê doen mense. Die Ou Testamentiese mens was 'n doenwese. Hy moes goed gedoen het om 'n beter mens te word. Jesus Christus het gekom en die ou mens weggevat en die beter, die beste mens vir jou te gee, beste lewe vir jou te gee, naamlik sy lewe. Nou kyk mooi wat sê hy in Kolossense 3. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, dit het ons nou in Romeine 6 gelees, né? Soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Met ander woorde, bedink die dinge soos wat God dit bedink. Moenie die goed bedink soos wat mense bedink nie. Bedink die dinge soos 'n is-mens, nie soos 'n doen-mens nie. Hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jou lewe is nou saam met Christus verborge in God.
Efesiërs 2 vers 19 sê, julle is nou medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Jy sien mense, dit is die werklikheid wat God vir ons daar gestel het. Dit was sy aanvanklike doel op planeet aarde in Genesis, maar met die sondeval het die mens dit verloor. In Christus het hy dit vir ons kom teruggee. Nou sê hy vers 4, Kolossense 3, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dan sê jy saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. So mense, baie belangrik, wanneer jy nou kyk en ons praat oor vergifnis, hoe jy iemand anders te moet vergewe, jy moet die verskil voor die kruis en na die kruis sien. Jy moet die bergpredikasie sien, wat Jesus dit vir die mens gewys het, dat dit onmoontlik is vir jou om dit reg te kry. Jy sal dit nie reg kry nie. Kom hy en hy sê, ek het die ou mens weggevat en ek het vir elke mens die nuwe lewe gegee, my lewe. So, al werklikheid van jou is, hy sê, 1 Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die seun nou het die lewe. Hy wat die seun nie het nie die lewe nie. 1 Johannes 4 vers 9 sê, julle ken die liefde van God, dat hy sy seun vir julle gegee het, sodat julle deur hom kan lewe. Jy sien, dis nie jy nie, dis nie meer jou lewe nie. Die lewe wat jy nou het, is Jesus Christus. Die 17de vers van 1 Johannes 4 sê, as he is, so are we in this world. Soos wat hy is ons in hierdie lewe. Nie wag vir die dood om so werklikheid te kry nie. Die werklikheid is die dag wat jy die lewe van Christus aanvaar. Dit bly jou keuse. Wil jy Jesus aanvaar as jou lewe? Wil jy hierdie goed hê of wil jy dit wegstoot? Die een gee vir jou die enige lewe en die een vat jou in die ewige verderf in. Hoor nou wat sê hy, nadat jy Christus jou lewe gemaak het, dan is dit nie hoeveel keer jy iemand vergewe nie, dan is dit 'n totale ander manier van vergewe. Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Hoe het Christus ons vergewe? Onvoorwaardelik. Jy sien, so dit is baie belangrik, dat jy nou, as jy die lewe van Christus het, dan sien jy mense nou uit die oë van Jesus Christus. Kom ons kyk net gou daar, as jy die lewe van Christus het, en jy sien mense, hoe sien jy hulle? Kyk na Kolossense 1. Hy praat hier in Kolossense 1 van vers 25 af, daardie verborgenheid wat Jesus gesê het in Johannes 16, dat die Heilige Gees sy julle in die volle werklikheid lei. Nou sê hy hier, hy kom om die evangelie van ons te bring, die bediening van God in julle belang, om die woord van God vol te maak, om dit te vervul, sê hy dan daar in die 25ste vers. Die 26ste vers, Kolossense 1, en sê hy, dit wat vir eeue en geslagte verborgen was. Petrus praat van voor die grondlegging van die wêreld. Paulus praat daarvan voor die grondlegging van die wêreld in Efesiërs 1. Daai wat vir eeue en geslagte verborgen was, maar nou geopenbaar is, naamlik die 27 vers, Christus nou in julle, Christus nou jou lewe. En die oomblik wat Christus jou lewe is, dan het jy nie meer jou ou lewe nie. Dan het jy die lewe van Christus, en dit is jou werklikheid, dit is hoe jy optree, dit is hoe jy sien. En dan sê hy daaraan, vers 28, Kolossense 1, hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig. Mense moet geonderrig word in hierdie woord, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Met ander woorde, as ek nou iemand anders dit, dan kyk ek nie, moet ek hom 7 keer vergewe. Party ons wil ek vergewe, party ons wil ek nie vergewe nie. Nee, dis nie meer dit nie. Die werklikheid is, die oomblik as ek iemand sien, dan sien ek hom in die prys wat Jesus vir hom betaal het. Want Jesus het vir hom en vir my dieselfde prys betaal. Al is ek nie gelukkig met dit wat hy doen nie, al hou ek nie, en ek kan ook nie goedkeur as mense verkeerde dinge doen nie. Mense sê, julle moet bietjie oor die sonde praat. Elke ou wat verkeerd doen, weet hy doen verkeerd. Hoekom moet ek nou hier kom sit en vir 'n hele sessie vir mense vertel wat hulle verkeerd doen? Hulle weet mos hulle doen verkeerd. Maar ek kan vir hulle vertel dat daar's 'n antwoord. Want dis die probleem in die antwoord. Jesus Christus was die antwoord vir alle probleme gewees. En dit is daai ding dat ek met elke mens volmaak
in Jesus Christus voorstel. Dit is die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Amen.